Hallo julle, raai wat? Dis tyd vir nuus in 'n nutshell, met Friskie Mariski, julle favourite. En ongelukkig is ek vandag die bearer of bad news. Dis dit nie, baie van julle sal kan onthou is, vroeër vanjaar was Donald Trump weer verkies as die president van Amerika, en julle, dis toe ons kak begin het. Eerste was dit daardie maak wat hy gemaak het, net nadat hy weer verkies is dat hy hou sy oog op Suid-Afrika, because there are very bad things happening in South Africa. En die van julle wat die nuus gevolg het, of volg, sal weet, dit is nie die eerste keer of die enigste keer wat hy dit gesê het nie. In fact, in Februarie, toe kom hy met die announcement dat hy refugee status vir Suid-Afrikaners en in meer detail Afrikaners oopmaak. Anyways, julle onthou alles, okay? Ons het die bitter eindes en kie gehad wat na die US Embassy toe gemaak het. Ons het Kathy Kriel en sy chommies in solidariteit gehad wat na Amerika in die White House getravel het om daar met mense in hoë plekke te gesels. Ons het alles gehad. Ons het selfs die Hawks gehad wat gesê het hulle gaan 4 mense investigate vir treason. Wat het daarvan geword, julle? En onthou julle toe Trump aangekondig het dat hy al die funds en grants wat na Suid-Afrika toe kom vir what AIDS projekte en TB en dit ook sommige semier gestop het. Maar dit het nie daar gestop nie, julle weet in Suid-Afrika beklei almal onder mekaar. Julius Malema het een of ander flippin omstrede boodskap op X gesit en AfriForum het ook dit bekend gemaak dat hulle internasionaal gaan vra vir hulp dat Julius Malema gesanction moet word oor die Kielde Boer liedjie. So it was everything. En asof dit nie genoeg is nie, raai wie gaan die meeste suffer? Die einste mense wat eintlik nie hier uit moet suffer nie, en dit is die boere, julle. Trump het 'n 30% increase op import fees to the USA geannounce teen Suid-Afrika, okay? Vinnige research, nee, so julle wys dat Suid-Afrika min of meer 100,000 ton citrus per jaar annually uitvoer na Amerika toe, en in recent years het die uitvoer van druiwe ook begin toeneem. So hallo, wat nou? Ek dink Suid-Afrika het hardpak slag kry. Ek wonder wat het Lesotho gedoen om Amerika so af te pis, want hulle is met 'n 50% increase geslap. Okay? En 'n vinnige research het ook vir my gewys dat in Lesotho die goedere wat hulle die meeste na die VSA, USA export is textiles, onder meer denims en diamante. Julle moenie laat Louis Liebenberg dit hoor nie, dan het hy nuwe idees. Ek grap net. Nog iets wat ek onthou het, onthou jy toe Trump die ambassador van SA weggejaag het. So anyways, long story short julle, I think it is safe to say dat die verhouding tussen die USA en Suid-Afrika in sy moer is. Wat dink julle? En last but not least, aanvanklik het die BBC so 2-3 weke terug berig dat daar oor die 70,000 belangstelling is van Suid-Afrikaners wat na Amerika toe wil vlug of refugee status wil seek. En toe, support dat die Net News 24, en ek dink dit was die Daily Maverick, het report dat dit was nie die geval nie. Volgens, wat is het? Die wat van immigration door in Amerika, was er net 8,000 mense wat aansoek gedoen het. Julle beter nie met my raas, omdat ek daai ding nou nie gaan... Julle, dis Vrydagmiddag. Wees bly, ek gee vir julle bietjie nuus in 'n nutshell, man. Anyways, julle, dis nuus in 'n nutshell, met julle favourite, Friskie Mariski. En kom ek hol, voordat julle melk weer uittrap. Okay, bye!